Harold Pakendorf reken onduidelikheid oor die DA se beleid oor swart ekonomiese bemagtiging en grondhervorming skep die indruk dat daar onsekerheid in die party is. Ek dink dat die groei van die party sekerlik geraak sal word, dat in plaas van 16% na 20 of dalk 25% toe te gaan, dink ek nie dit sal sal hulle so vinnig groei as wat hulle wou nie. Pakendorf sê partye soos die DA, Agang, Cope en die IDM is basies in dieselfde kamp en dat DA-kiesers gemaklik sal voel om vir enigeen van die partye te stem. Die Vryheidsfront Plus kan ook 'n paar stemme wen. Dit is moontlik dat van die mense, veral wit Afrikaanssprekendes, slegs wit Afrikaanssprekendes, wat nou omgekrap is, dalk na hulle toe sal gaan, maar jy weet, as hulle goed doen, dan groei hulle van 1% party na 2% party, so dis nie 'n groot saak nie. Volgens Pakendorf probeer die DA meer swart kiesers werf, maar moet hy daarteen waak om dit nie op 'n manier te doen wat sy tradisionele kiesers vervreem nie. As die DA van die begin af baie duidelik was oor wat sy standpunt is oor die omstrede swart bemagtiging en grondhervorming, was dit reeds 'n stap vooruit. Maar dis die onsekerheid wat daaroor ontstaan het. Onthou, hulle spring rond, eers sê hulle, ja, ons is te gunste hiervan, nee, maar nie heeltemal nie, maar onder sekere voorwaardes. Dit skep volgens hom die indruk van 'n party wat nie behoorlike leierskap het nie.